Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Matteus 17 vers 1 tot 13. En ek titel vanoggend se boodskap God in sy koninkryk. Wat 'n dag moes dit nie gewees het vir die 3 disippels Johannes, Lukas en Jakobus nie. Die dag toe Jesus hulle nooi om saam met hom op 'n berg te gaan en te bid. Dis nou volgens Lukas se skrywe oor hierdie gedeelte. En reg voor hulle verander Jesus in heerlikheid. Die woord wat gebruik word is metamorfose, wat eintlik gedaanteverandering is. En reg voor die disippels sien hulle Jesus in sy volle heerlikheid. En die beskrywing is een van amper nie genoeg woorde nie, maar word vertel deur Lukas, Markus en hier in Matteus as. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En ek glo op hierdie oomblik kom Jesus se woorde in hulle gedagtes terug, wat hy net 'n paar dae vroeër aan hulle gesê het in Matteus 16 vers 28. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die Mens in sy koninkryk sien kom het nie. Vir Petrus was hierdie oomblik so mooi, waar hy Jesus in sy volle heerlikheid sien, dat hy hierdie hier op aarde wil hou, en vir Jesus saam met die ander 2, Moses en Elia, wat ook verskyn het, 'n huis wil bou. Maar ons sien dat dit nie moontlik is nie, want onmiddellik kom daar 'n helder wolk oor hulle met 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Hierdie oomblik sien die disippels God in sy koninkryk, en wie Jesus is word geopenbaar. Ons sien ook dat op hierdie oomblik kom die 3-eenheid en manifesteer hulle self. Jesus se verheerliking, Heilige Gees in sy teenwoordigheid in die wolk en God wat spreek. En wanneer ons hierdie gesproke woorde hoor, dan word ons herinner aan Matteus 5 vers 17, waar ons geleer het van die bergpredikasie. En waar Jesus dan ook sê, dat hy beter en groter is as die wet en die profete, en dat hy gekom het om die wet en die profete te vervul. Wat 'n oomblik moes hierdie nie gewees het nie, 'n glimps van God se koninkryk, wie hy regtig is, die God van die heelal wat hemel en aarde geskaap het. Hier reg voor hulle staan hy saam Moses en Elia, en hulle praat oor wat nog moet kom. En Lukas se vertelling van hierdie gedeelte sê dat hulle gepraat het oor die uittog wat hy sou volbring in Jerusalem. Watter uittog? Wel, net soos Moses die volk uit slawerny gelei het uit Egipte, was Jesus op pad Jerusalem toe, om die uittog vir my en jou uit slawerny van sonde te volbring aan die kruis. Wat beteken hierdie gedeelte vir my en jou? Wel, eerstens weet ek, dat ons hom weer in sy volle heerlikheid gaan sien, en wat 'n oomblik gaan dit nie wees nie, maar vir nou beteken dit, net soos Jesus 'n inwaartse na uitwaartse verheerliking gewys het, 'n verandering wie hy is, moet ek en jy deur dieselfde verheerliking gaan, wat heiligmaking is. Dit is 'n uitwaartse na inwaartse verandering vir my en jou. Paulus sê die volgende in Romeine 12 vers 2, en ek lees dit in die Amplified, want dieselfde woord hier, wat gebruik word in hierdie gedeelte, is wat gebruik word in Matteus 17, wat transformed of verandering of metamorfose is, in die direkte vertaling. Kom ek lees dit. And do not be conformed to this world, any longer with these superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Verder sê Paulus ook in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek weet nie van julle nie, maar ek is so dankbaar vir dit wat God vir my gedoen het, en ook vir julle. Mag hy ook sy heerlikheid net weer opnuut aan jou en my wys vandag. Mag ons besef dat ons gered is deur die Seun van God, en wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons kruis te swaar raak, wat ons opgeneem het, kom dan terug na hierdie gedeelte en weet dat hy homself in jou sal openbaar en vir jou die antwoord sal gee.
Die uittog is gedoen, net soos bespreek was op die berg, saam Moses en Elia. Die prys is betaal en die oorwinning is behaal vir my en jou. Ek sluit af met hierdie gedeelte in Efesiërs 4, vers 24, waar Paulus die volgende sê, en ek lees dit weer vir julle in die Engels, in die Amplified, want dit sê dit so mooi, and put on the new self, the regenerated and renewed nature, created in God's image, godlike, in the righteousness and holiness of truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Luister weer hierna, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Het jy die dankbaarheid vanoggend? Het die ware verandering al plaasgevind in jou lewe? Is dit sigbaar vir die wat om en naby jou is? Mag hierdie gedeelte in Matteus 17 ons bemoedig om toe te laat dat Heilige Gees in ons werk, sodat ons deur heiligmaking hierdie verandering kan ondervind. Mooi dag vir julle.